Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Het is my interessant as ek met mense as hoe maklik hulle die opdragte en die beginsels in die Bybel moet interpreteer en verstaan wat dit sê, maar die beloftes soos of ons nie te interpreteer nie. God het bedoel wat hy gesê het, toe hy gesê het oorvloed. Ons interpreteer, julle moes nou amen gesê het. Dit was nou iets wat jy kon neerskryf. Okay? As ek nou daar gesit het, ek hierdie neergeskryf. God bedoel altyd wat hy sê in die Bybel. Soos dit daar staan, hè? Okay. So jy moet 'n pen saambring, want daar's 'n klomp goed wat jy kan neerskryf. Nie omdat ek oulik is nie, omdat die woord van God soveel lewe in het. Ek wil vanoggend met jou gesels oor soos 'n dadelboom, soos 'n dadelpalm, en ek het hierdie versie raak gelees in die week, en julle gaan eers aan die einde van die boodskap agterkom waar die dadelpalm vandaan kom, want ons gaan nie nou al daaroor praat nie. Maar as jy weet hoe lyk 'n dadelpalm, daar's een. Dis daai een wat daar voor die kerk staan, daar's ook een. Ek het hom mooi geskilder, hè? Okay, dis 'n prentjie wat geëdit is daai, hoor. Sien julle hoe vroeg het ek hom afgeneem? Die Dynamite Suits het nog nie eers wakker geword nie. Ek lees vir jou in Lukas 12 vers 35 en jy kan saam met my lees. Jesus is aan die woord, hy's besig om met sy disippels te gesels oor die belangrikheid van die manier hoe hulle moet lewe. En hier in Lukas 12 vers 35 kom Jesus en hy sê, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Vers 37, gelukkig is daardie diensknegte, vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Dit is vir my so mooi, Jesus sê, wanneer die Heer by die huis kom en hy vind sy diensknegte met hulle heupe omgord, met hulle lampe aan die brand en wakker, dan sal hy hulle aan die tafel laat sit, hy sal vir homself 'n voorskoot aantrek en hulle bedien. Jesus begin hierdie gesprek, waarin hy vertel hoe belangrik dit is om waaksaam en gereed te wees vir sy terugkeer. In vers 40 sê hy, julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie sal verwag nie. Hy sê, julle moet gereed wees, want Jesus sê, hy kom terug in 'n uur waarin niemand dit sal verwag nie. Nou kom ou Petrus weer, en Petrus het weer 'n vraag. Die vraag van Petrus. Petrus vra hierdie keer in vers 41, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons, of vir almal? En ek dink dis 'n baie belangrike, of 'n baie oulike vraag van Petrus, of 'n belangrike vraag. Petrus wil sê, Here, met wie praat u? Nou, ek dink Jesus praat met hulle, want dis hulle wat sy stem hoor. Moet nie hierdie vraag vra wanneer jy na die woord van God luister nie. Ek wonder of hierdie woord vanoggend vir my is, of is dit vir, ek wens my man was hier, want hy moes hierdie gehoor het vanoggend. Nee, weet? Ek wens so, my skoonma was hier vanoggend om hierdie woord te hoor. Laat sy bietjie kan hoor hoe lyk liefde. Nee, weet? Ons dink mos altyd so, ek wonder vir wie's hierdie. Moenie vra vir wie's dit nie, hoor wat hy sê, want dis vir jou. Daar's iets in elkeen van ons in die woord vir elkeen van ons se lewe. Vers 42 antwoord Jesus nie vir Petrus nie. Nee, hy antwoord hom. En die Here antwoord en hy sê, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder, wat die Heer van sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom so besig vind. Petrus vra, Here, vir wie sê u hulle moet wakker wees vir u koms? Jesus sê,
Wie dink jy sal die Here aanstel om oor sy volk, oor sy diensvolk aanstel om hulle rantsoen vir hulle te gee? Gelukkig is die diensknegt wat as hy kom, hy besig vind. Jesus antwoord vir Petrus in die manier om vir hom te sê, ek waarsku almal. Ek waarsku almal. Want weet jy wat? Party van ons verwag die koms van Jesus, maar daar's mense wat nie sy terugkoms verwag nie. Daar's mense in die tyd waarin ons leef wat sê hy kom nie weer nie. Daar's mense wat glad nie in hom glo nie, so hulle nie die vaagste idee van kom hy weer nie. Daar's mense, Jode in Israel wat glo hy het nog nooit gekom nie, so hulle verwag sy eerste koms. Die gedagte hier is dat ek en jy gereed moet wees. Kan ek net sê, Jesus kom weer? Yes, ek het gepause vir daai. Huh? Want ek wou seker maak, julle is almal daar. Hy kom weer. Maar ek en jy moet gereed wees. Nou kom die Bybel en ek sien 'n paar goed in hierdie gedeelte. Ek sien 1, hulle heupe is omgord. Ek sien 2, hulle lampe is aan die brand. Ek sien, hy sê hulle het hulle wakker gevind. Ek sien hier in vers 43, hy sê, gelukkig is die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. So Jesus sê, die diensknegt of die volgeling wat sy heupe omgord is, sy lamp aan die brand is, wat wakker en besig is, hy's gelukkig as die meester kom. Nou is my vraag, wat beteken dit nou dat 'n mens sy heupe omgord is? Nou Konrad, sit gou daai prentjie op wat ons daar het. Ek wou 'n rok aangetrek het vanoggend, maar kry nie een wat vir my pas en werk nie. Net nou, daar sy. Dis wat dit beteken om jou heupe, julle weet die mans het sulke goed gedra. Hy's nou weg. OK. Julle weet die mans het sulke goed gedra, né? Nou lees ek, hulle sê, they enjoyed it because it was breezy and it was comfortable and it was, ek weet nie wat alles nie, alright? So, maar nou dis wat dit beteken om jou heupe te omgord. Hy het sy rok gevat en hom opgetrek, en dan het hy hom so gemaak, en dan het hy hom so gemaak, en dan het hy hom vasgebind, sodat hy wat kon doen? Sodat hy kon werk. Hy het 'n sekel in sy hand, hy's besig om die oes af te haal. Hy kon seker met hom gefight het ook. Dis 'n gevaarlike move as jy 'n ou aanvat en hy het 'n sekel in sy hand. Dankie Konrad, jy kan hom afhaal. Sien wanneer ek na daardie prentjie kyk en ek hoor Jesus sê wanneer die Heer van die huis terugkom van die bruilof af, dan wil hy sy diensknegte vind met hulle heupe omgord, dan sien ek die Bybel sê hulle is gereed om te werk, of gereed om te veg. Hy sê, in die hele geleesde gedeelte sê, hy kan in die eerste nag waak, of in die tweede kom dit, hulle weet nie wanneer hy kom nie, hy kan vroeg in die aand kom, hy kan na 2 in die oggend kom, ons weet nie hoe lank hou hierdie troue aan, en hoe lekker is hierdie partytjie nie, so hulle weet nie wanneer hulle Heer by die huis kom nie, maar, die Bybel sê, hulle is geseënd as die Heer by die huis kom, en hy vind hulle met hulle heupe omgord, gereed om hom te dien. En as hulle gereed is om hom te dien, dan sê die Bybel, dan sal hy hulle aan die tafel laat sit en hulle dien. Kan ek vir jou vanoggend ietsie sê, as ek en jy gereed is om hom te dien, is hy gereed om in my en jou lewe te werk. Want my diensbaarheid gee vir hom die geleentheid om in en deur my lewe te werk. As ek lees, omgord jou heupe, dan dink ek dadelik aan die wapenrusting, wat sê in Efesiërs 6 vers 14, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. Hoe maak ek myself gereed vir aksie? Wens ek nou ek het 'n Bybel hier voor gehad. Deur die waarheid. Julle heupe omgord met die waarheid. Daai prentjie wat julle nou net gesien het van daai man wat sy rok vasbind sodat hy kan fight of kan werk. Dit gebeur in my en jou geestelike lewe wanneer ons die woord van God nie net lees nie, maar begin implementeer in ons lewe. Dit begin doen. Dis hoe ek gereed kom
om te doen, is deur die woord van God. Want God se woord is daardie waarheid waarmee ek my lendene omgord. Jakobus 1 kom dan so mooi en hy sê in vers 22, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Doen wat die woord sê, dis hoe ek my rok opbind sodat ek kan beweeg. Dit is vir my so mooi, elke keer wanneer ek na iets kyk wat Petrus vir Jesus gevra het, en ek gaan grou so bietjie in die brief wat Petrus geskryf het, dan sien ek, Petrus het hierdie beginsel gesnap en dit oorgedra, want hoor wat sê hy in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13, hy sê, daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle lewens inrig volgens die moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetenheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Hoe gaan ek dit regkry om in my manier van leef heilig te wees, in my manier van leef afgesonder te leef, dit wat ek doen, doen ek vir hom. Dit wat ek doen, doen ek vir hom. Hoe gaan ek dit regkry? Jesus bid vir sy disippels, Here heilig hulle deur u woord, deur die waarheid, u woord is die waarheid. Sien, wanneer ek die Bybel implementeer in my lewe, dan bind ek my rok op sodat ek kan werk. Hoe gaan ek seker maak ek is gereed? Konrad, jy hoef nie hulle almal op te sit nie, hoor, ek gaan vinnig deur hulle so, net die waar daar op is kan jy gebruik. Een van die maniere hoe ek seker maak ek is gereed vir die terugkeer van Jesus, is in die manier hoe ek leef. Hoe leef ek? Ek leef 'n lewenswandel wat deur God se woord van sy waarheid in my lewe gevestig word. Die tweede ding wat Jesus sê is, hy sê, hulle lampe moet aan die brand wees. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Vers 16, laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Jesus sê, om gereed te wees, moet ek nie net die woord van God in my lewe implementeer nie, hierdie gereed wees waarvan hy praat, het ook te doen met die feit dat ek 'n getuienis sal hê, dat ek 'n lig sal skyn daar buite in 'n donker wêreld. Nou kom hy en hy sê, 'n mens sit mos nie 'n lamp aan en dan sit jy 'n emmer bo-oor nie. Weet jy wat? Jy kan dit doen, mens doen dit nie, want dan verduister jy die lig. En ek wil vir jou vanoggend sê, dis tyd dat ek en jy weer erns daarvan maak, om tyd met God te spandeer en te sê, Here, watter dinge in my lewe sit 'n emmer oor my getuienis? Want daar mag dinge in my en jou lewe wees, wat 'n lewenswyse en 'n manier van doen is, maar dit sit 'n emmer oor my getuienis. Dit maak dat wanneer ander na my kyk, hulle nie die lig sien nie, want hulle sien die dinge wat ek aanvang. Hulle sien die manier hoe ek praat, die manier hoe ek doen. As ek my koel verloor en op iemand afgaan in 'n winkel vir een of ander rede, dan sit ek 'n emmertjie bo my getuienis. As ek op een manier leef voor my Christelike boeties en sissies en op 'n ander manier leef voor die mense daar buite, dan sit ek 'n emmer oor my getuienis. Die Bybel kom en hy sê, moenie die wat jonk is of die wat klein is in hulle Christendom laat struikel nie. Dis beter dat jy 'n meelsteen om jou nek hang as wat jy 'n jong gelowige laat struikel deur iets wat jy doen. Petrus sê, as vleis eet iemand gaan laat struikel, dan eet ek nie vleis nie. Ek moet met hom, Paulus het dit gesê, ek moet met Paulus daaroor praat. As vleis eet jou laat struikel, kom praat met my, laat ek jou verduidelik hoe lekker is dit. Maar julle hoor wat ek sê, ons leef baie keer dinge in ons lewe, wat 'n emmer oor my getuienis sit. Wat maak my getuienis?
dat hy nie so helder skyn nie. En Petrus weer, kom Petrus in 1 Petrus 2 vers 12 en hy sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van julle goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Hierdie vers sê, hou jou manier van leef so, dat wanneer sondaars of heidene na jou lewe kyk, dat daar niks is wat hulle oor kan kwaad spreek nie, maar dat hulle God sal verheerlik in die dag van besoeking. My lamp wat aan die brand is my getuienis na buite mense toe. Wanneer Petrus hier verwys na die besoeking, is dit wanneer God besoek, sal mense hom ontvang of hom wegwys. Sheldon, kom gou hier asseblief. Jy's nou op jou sussie verjaar vandag, so jy's in die crosshairs. Ek het sy pa nog nooit in my lewe ontmoet nie. Okay? Just for interest sake. Staan nie by my, laat die mense kan sien. Ja? Jy's baie mooier as ek, so staan net hier, jy weet. Ek amper sê jou maatlepaard amen. So, kom ons veronderstel net vir 'n oomblik, ek ken glad nie vir Shaal nie. Ken hom glad nie. Ek het net te doen met Sheldon. Nou het ek te doen met hom, en sy manier van doen, en sy manier van leef, maak my so bietjie uncomfortable. Want hy's 'n moeilike mannetjie. Hy sê wat hy dink, hy spot my as my videoetjies snaaks is. Hy, onthou hy nou ewe skielik, né? Hy doen allerlei sulke dinge, né? Nou sê Petrus, hy wat kind van God is, ek is heiden hier. Petrus kom en hy sê, hierdie een wat kind van God is, hy moet so leef, dat ek, wanneer ek eendag sy pa ontmoet, vir sy pa eer sal gee, vir die lewe wat ek binne in hom gesien het. Dankie Sheldon. So, hierdie versie wat sê, ons moet ons lamp aan die brand hou, hierdie gedeelte in Matteus 5 waar Jesus sê, ons moet nie 'n emmer boor ons getuienis, boor die lig wat ons moet skyn sit nie. Hierdie gedeelte waar Petrus sê, ons lewenswandel moet so wees, dat hulle op grond van ons goeie lewe, God sal verheerlik in die dag wat hy hulle besoek. Dis soos, wanneer mense by jou, wanneer kinders na jou huis toe kom, en hulle spring op die banke, en hulle gooi hulle koeldrank orals uit, en hulle doen allerhande goed, en hulle trap die chips in die mat in, en hulle ry met hulle karretjies op jou koffietafeltjie, en hulle doen allerhande sulke goed. Nee? Ek sien 'n paar mense wat sê, hou my terug. Hou my net terug. En nou wat gebeur, nou is hierdie kinders nie daar nie. Nou kom die pa, en hy besoek hierdie huis. Nou maak hy die deur oop, nou maak ek die deur oop, nou staan hierdie pa voor die deur, ek soos, hallo, wie's jy? Hy sê, nee, ek is Woelwater se pa. Sê ek, o nee, julle tipe mense kom hier by my in nie. Want hierdie vers leer vir my, dat my en jou getuienis gaan maak dat mense ook, of die deur gaan oopmaak wanneer God hulle besoek, of die deur in God se gesig gaan toemaak, oor die manier hoe ek en jy teenoor ander mense leef. En daarom sê Jesus, wanneer hy terugkom, wil hy ons besig vind. Waarmee? Ons moet ons heupe omgord. Ons moet ons rokkies oprol en gereed wees om te werk. Ons moet besig gevind word. Ons moet skyn, 'n lig skyn. Die eerste een is my manier van doen, volgens God se woord. Die tweede een is my manier van wys voor ander mense. Hoe gaan ek dit reg kry om my lig te laat skyn? En ek wil vir jou sê, vir my is die antwoord net die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Want in Matteus 6 leer ons dat die lamp van die liggaam ons oog is.
En as jou oog reg is, dan sal jou hele liggaam reg wees. Dan sê hy, jy kan nie twee Here dien nie, moenie jou kwel nie, soek eers die koninkryk van God. Dis nou hele Matteus 6 van na die Onse Vader af tot by 33 opgesom in 2 sinnetjies. Jesus kom en hy sê, dat as my oog reg is, gaan my lewe reg wees. As my oog op hom gefestig is, gaan my lewe skyn. Moenie dat ek en jy ooit dink, ons is die source of light in ons lewens nie. Ek en jy is nie die source, ek en jy is nie die oorsprong van lig in my en jou lewe nie. Dis hy wat in my skyn, sodat ek daar buite kan skyn. So hou jou oog gefestig op Jesus. Nie op jou omstandighede nie, nie op mense nie, nie op dit wat in ons land aan die gang is nie, want sodra ek en jy begin kyk na wat aan die land aan die gang is, dan begin ons met ons monde en met ons lyfstaal dingetjies doen en dingetjies sê, wat ander mense laat dink, is dit hoe God is, want ek en jy verteenwoordig hom. En ons het dit in hoeveel jare het ons dit so gedoen, in hierdie land, dat as ek vandag met 'n ou Madalla praat, wat in 'n tuin werk, of wat ek iewers in die dorp kry, en ek praat met hom oor Jesus, dan sê hy vir my, hy verstaan nie, want hy het sy hele lewe geleer, Jesus is die wit man se God. Want dis die persepsie waarmee baie van hulle groot geword het, is onsin. En hy kom vir ons, want ons is sy volk, kan ek jou net help? Julle, okay, kan ek het harder sê? Ek sien niemand wat iets oorkom. Die Afrikaner is nie sy volk nie. Elke tong en elke taal en elke nasie wat hom erken as God, dis sy volk. Dis sy volk. Daarom moet ons lig oral laat skyn, want hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Jy jou rok al opgevou, sodat jy gereed is om te werk. Skyn jou lig, en as hy terugkom, gaan hy my en jou besig vind. Besig waarmee? Waarmee gaan hy ons besig vind? Ek dink die belangrikheid hier, om aan te sluit by die vorige punt, en by wat ons net nou gelees het, toe ons offerande opgeneem het, is dat ek en jy sal moet besig wees met sy koninkryk. As die Heer terugkom by sy huis van die bruilof af, sê hy wil sy diensknegte so besig vind, dan kom hy daar en dan vind hy hulle wat? Kom daar en dan vind hy hulle is besig met hulle eie dingetjies, of hulle is besig, waar is my diensknegte? Nee, hulle is besig, waarmee? Nee, hulle maak die buurman se tuin skoon. Is besig om in sy erf te werk. Moet besig wees met dit waarmee hy wil hê ek moet besig wees. Wat is dit? Dis sy koninkryk. Want Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, wat beteken sy manier van doen en van reg wees, en al hierdie dinge sal by julle bygevoeg word. In vers 19 sê Matteus 6, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot of roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot of roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie kan inbreek en dit steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As jy wil weet waarmee jy besig is, kyk wat is in jou hart. Want dis waarmee jy besig gevind word, wanneer Jesus kom. Ek wil weer vir jou vanoggend sê, Jesus kom weer en hy kom ons haal. Hy kom ons haal. Is ek en jy gereed en wakker? 2 Petrus 3 vers 9 sê Petrus, die Here vertraag nie sy belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige en godsvrug, in heiligheid en in godsvrug nie. Petrus kom en hy sê, ek onthou, Jesus het iewers, terwyl ek saam met hom was, gesê, dat hy kom soos 'n dief in die nag.
Ek onthou Jesus het gesê ons heupe moet omgord wees. Ek onthou Jesus het gesê ons lampe moet brand. Ons moet volgens die woord van God leef. Ons moet heilig wees. Ons moet vrug dra wat 'n getuienis is vir mense daar buite. Ek onthou Jesus het so iets gesê, so ek skryf weer vir julle terwyl hy 'n brief skryf aan die gemeente. Skryf Petrus vir hulle en hy sê: maak seker dat terwyl ons sien dis besig om te gebeur, die einde is naby, dat ons heilig wandel en met Gods vrug. Hoor hoe mooi sê die Amplified dit, hy sê, since all these things are to be destroyed in this way, hoor nou, what kind of people ought you to be? Wat se tipe mense moet ons wees, terwyl ons in hierdie tyd leef? In the meantime, in holy behavior, that is, in a pattern of daily life that sets you apart as a believer. Heilig, hoe? Op 'n manier wat jou laat anders wees as enige iets anders. Eenkant geplaas vir God se doel en sy purpose. Dan gaan hy aan, and godliness, displaying profound reverence towards an awesome God. Hoe moet ek en jy leef in hierdie laaste tyd? Gereed. Hoekom? Want God wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Daarom is dit nodig dat ek en jy ons rokke opvou, sodat ons kan ons werk doen. Daarom is dit nodig dat ek en jy nie 'n emmer oor ons getuienis sit nie, sodat ek kan my lig skyn. Daarom is dit nodig dat ek en jy besig gevind sal word met God se koninkryk en nie met my eie dinge nie. Daarom is dit nodig dat ek meer soos Jesus as my dat ek meer soos Jesus sal lyk as wat ek soos my omgewing sal lyk. Is jy gereed? Jy jou heupe omgord? Kan ek net sê ek dank die Here, daar's nou broeke. Het jy jou heupe omgord? Is jy gereed? Want die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Bid vir die arbeiders. Onthou net, as jy bid vir die arbeiders, is dit dalk jy. Is jy gereed? Is jou lamp aan die brand? Skyn jou lig so, dat ander, wanneer God hulle besoek, sal sê, ken jou kinders, jy kan maar inkom. Ek het jou liefde beleef, toe ek met jou kinders te doen gehad het. Welkom! Dis wat dit beteken om my lamp te laat brand. Is ek en jy wakker? Is ek en jy besig met sy koninkryk? Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ek en jy dit regkry om ons heupe omgord te hê, om ons lampies aan die brand te hê, om wakker te wees en om besig te wees met God se koninkryk? Net op een manier wil ek vanoggend vir jou sê, hier is hoe jy dit gaan doen. Wees 'n dadelpalm. Wees 'n dadelpalm. 'n Dadelpalm word geken vir sy vrugbaarheid. Dadelpalms is 'n palm wat reg oor Israel groei. In die beloofde land groei dadelpalms volop. Ek like daai boom vandag baie meer as wat ek hom gelike het. Want Jesus, hy het nou vir my soveel betekenis. Want daai is 'n regte dadelpalm. Julle kan die dadeltjies sien daar. Julle kan soos oom Dirk maak op 'n Sondagoggend uitstap en vir jou een optel en proe hulle. Want hy eet hulle van die grond af. OK. Hoor vanoggend, wees 'n dadelpalm. Dadelpalm is vrugbaar. Dadelpalm vir die Jood is 'n simbool van God se genade. Kan ek gou vir jou sê, as ek en jy die genade van God beleef in ons lewe, gaan ek en jy nie regtig beleef, dit wat Jesus vir ons gedoen het, die genade wat hy oor my lewe uitgestort het en vir my lewe gegee het, gaan ek vir jou sê, dan gaan die natuurlike reaksie as gevolg van God se genade in my lewe wees, dat ek my rok gaan opvou, sodat ek vir hom iets kan doen. Dat ek my lig gaan brand, sodat ander ook sy genade kan besef en kan erken. Dat ek gereed en wakker sal wees. Dis die genade wat in my werk, wat my vrugbaar maak. Die dadelpalm se blare is 'n simbool van oorwinning.
Dis hierdie blare, daai boom se blare wat hulle gebruik het toe hulle die tentjies gemaak het vir die Feast of Tabernacles. Hulle het daai boom se blare gebruik om tentjies te maak, om in te bly, wat vir hulle gesimboliseer het, die koms van Jesus. 'n Dadelpalm is vir my die simbool van iemand wat reg is vir Jesus se koms. Blare van oorwinning, vrug van God se genade in sy lewe. Hierdie blare, selfde blare, was die blare wat hulle afgesny het en gewaai het toe Jesus in Jerusalem ingery het met die donkie. Selfde blare. Hoor wat sê Psalm 92, vers 12 en 13. Kom ek lees hom eers vir jou daar. Die regverdige, wie's dit? Ons wat ons geloof en ons lewe in sy hande gesit het, né? Die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Lebanon, geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhowe van ons God. Die regverdige sal wees soos 'n palmboom, soos 'n seder. Wanneer groei hulle? Geplant in die huis. Konrad, jy kan hom vir 'n oomblik afhaal. Hoor wat sê die Amplified, hierdie versie. So the righteous will flourish. Kan ek gou sien, net om seker maak julle is almal nog wakker. Wie wil graag floreer? Né? In jou geestelike lewe, in jou verhouding met God, in jou verhouding met mense. Ons wil almal graag floreer in ons werksomstandighede, in ons finansies, ons wil almal graag floreer. Hierdie versie sê, the righteous will flourish like a date palm. So kom ek die Amplified van hou, want hy sê date palm, Daai het net gesê palmboom. Like a date palm. Hoor wat verduidelik hy nou, hy sê, long living, upright and useful. Hier's 'n dadelboom. Hy leef lank, hy's regop en hy's bruikbaar. Is ek en jy gereed vir Jesus om terug te kom? Wees 'n dadelpalm. Regop. Bruikbaar. Ek sien dit as ek lees, the date palm is upright, is long living, is upright. Upright. Gereed vir aksie. And useful. Dis 'n brandende lampie wat God kan gebruik om vir hom voor te loop, sodat wanneer hy mense besoek, hulle vir hom die deur sal oopmaak. They grow like a cedar in Lebanon, majestic and stable. Ek het net vir jou gevra, wil jy flourish? Toe steek julle almal julle hande op, sover dit my gelyk het. Vers 13. Planted in the house of the Lord, they will flourish. Kan ek vanoggend vir jou sê, dat ek geplant is, wanneer ek geplant is in die huis van die Here, in 'n gemeente konsep, in hierdie gemeente lewe, geplant word, nie kuier nie nou en dan hallo sê nie, ek praat van geplant, deel van die blomme en die bome in hierdie bedding. As ek geplant is, sal ek opgroei, sal ek die geleentheid kry om my heupe te omgord, want ek het mense om my wat my help op die waarheid fokus, sodat ek gereed is vir aksie, vir dit wat God wil hê ek moet doen. Dis hier, wanneer ek en jy, wanneer my liggie so bietjie dof raak, my batterye charge, sodat my flitsie weer mooi kan skyn. Dis hier, wanneer my liggies doodgaan, ek by my boetie of my sussie in my gemeente met my jumperkabels kan aanhaak en hulle my so bietjie 'n jump start kan gee, sodat my lig weer kan skyn. Wil jy weet hoe om gereed te wees? Wees geplant. Wees geplant in die huis van die Here. Wil jy floreer? Wil jy bruikbaar wees? Wil jy stabiel staan? Laat die Heilige Gees toe om jou dieper te plant
in die huis van die Here. Vanoggend wil ek saam met jou bid. En ek wil 'n paar goed vra. En die eerste ding wat ek wil vra is, as jy vanoggend hier is en jy sê, ek wil bid dat die Heilige Gees my sal help, dat ek 'n groter liefde vir God se woord sal hê, want dis daardie waarheid van God se woord wat my help om my heupe te omgord. Groter liefde vir die woord van God, om dit te lees en dit uit te leef. Miskien sê jy vanoggend, ek het nie 'n liefde vir die woord nodig nie, ek het geloof nodig om te doen wat die Bybel sê. Want ek lees, maar ek is so, sê nou dit werk nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek wil saam met jou bid dat die Heilige Gees jou sal help. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend hier is en jy sê, Here, help my. Want in sekere maniere hoe ek optree en hoe ek doen, is ek besig om 'n emmer bo my getuienis te sit. Help my dat die emmer sal wegvat. Help my dat my lewe van so 'n aard sal wees, dat wanneer u mense besoek, dat hulle vir u sal oopmaak. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, help my dat my oë oop sal wees, vir waar ek in u koninkryk kan werk en kan doen, dan wil ek saam met jou bid. Kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, ek vra vanoggend, dat u hierdie woord sal gebruik om met elkeen van ons te praat. Ek vra dat u met ons sal praat, dat ons elkeen sal hoor wat u vir ons sê deur hierdie woord. Ons almal verwag dat u weer kom. Here, help ons om gereed te wees vir u koms. En as u kom, Here, vind my besig. Besig met u wil en u plan vir my lewe. Praat met ons elkeen, Heilige Gees, op u soet manier. Oortuig elkeen van ons. En as jy vanoggend hier is en jy sê, ek begeer 'n groter honger vir God se woord en meer geloof om dit wat God se woord sê te doen in my lewe, wil ek vra dat jy so gou sal staan, ek wil saam met jou bid. As jy vanoggend hier is en jy sê, Here, ek het hierdie ding in my lewe wat ek voel my getuienis, dit sit 'n emmer oor my lig. Ek vra, Here, dat u my sal help, dat ek hierdie ding sal wegvat, dat my lig kan skyn, sodat ander mense u sal verwelkom in hulle lewe. Dan wil ek vra dat jy ook sal staan. En as jy vanoggend hier is en jy sê, Here, help my, dat my oë oop sal wees vir u koninkryk, wil ek jou vra om saam met my te staan. As jy in enige een van daai kategorieë is, wil ek jou vra, staan vanoggend saam met my. En kom ons maak die verklaring om te sê, Here, ek wil gereed wees. Here, help ons, terwyl ons staan, dat ons heupe omgord is met u woord. Here, gee vir ons 'n groter begeerte en 'n groter liefde vir u woord, dat ons u woord sal lees, dit sal bestudeer en dat ons dit deel van ons lewe sal maak. Here, ek bid dat u ons sal heilig deur u waarheid, want Here, u woord is die waarheid. Help ons, Here, om brandende lampe te wees en hou ons aan die brand sodat ons lig kan skyn in die wêreld. Help my, Here, dat as daar vir enige een van ons, Here, as daar 'n maatemmer bo oor my getuienis is, help ons, Here, dat ons daardie maatemmer sal kan wegvat, een kant toe skuif en sal sê, Here, my getuienis moet so wees dat ander u sal wil nooi. Help ons om die maatemmers af te haal van ons getuienis af. Heilige Gees, ek bid dat u ons sal wakker maak en ons oë sal oophou, sodat ons sal leef, dit wat u koninkryk wil sien. Sodat ons sal doen, dit wat nodig is, om u koninkryk 'n prioriteit te maak in ons lewens. Ek dank u, Here, vir u genade, vir u liefde. Ek dank u, Heilige Gees, vir u teenwoordigheid. En ek dank u, Heilige Gees, dat u ons help om gereed te wees. Dat wanneer Jesus kom, hy my nie sal kry, ek is reg om te gaan nie, maar dat hy my sal kry, ek is nog altyd gereed om te dien. Here, want ek wil, as u ons kom haal, wil ek aan daardie tafel sit, waar u ons gaan eer vir ons dienswerk aan u, waar u ons gaan beloon vir dit wat ons vir u koninkryk gedoen het.
Help ons, Here, om nie so gefokus te wees op die hier en nou nie, want ons grootste beloning is by U. Gee ons 'n honger vir U woord in hierdie gemeente. Gee ons geloof om dit uit te leef. Here, gee ons die vermoë om die emmertjies van ons lampe af te haal, sodat ander ons lig sal sien. Here, help ons om wakker te wees en te werk in U koninkryk. Here, help elkeen van ons om 'n dadelpalm te wees, geplant in die huis van die Here, regop en bruikbaar vir Jesus. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.